Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal dien tot opbou in die geloof en bo alles dat dit sal strek tot die eer van die Here. Ons het nou 'n paar oomblikke stilte voordat ons met die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, Gesang 91, vers 1 en 2, en die lofsang, Psalm 89, vers 1 en vers 6. Ons sing Gesang 91, vers 1 en 2 staande, en bly staan tot na die lofsang, Psalm 89, vers 1 en vers 6. Hoor my volk, dat ek kan spreek. Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, en van die Heilige Gees. Amen.
Die woord van die Here, broers en susters, is 'n lig op ons pad en 'n lamp voor ons voete. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Voor sy gevangeneming waarsku Jesus sy disippels, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Met diepe rou en skerp bewustheid daarvan dat ons nie anders is as die disippels nie, bely ons dat ons ook al aanstoot geneem het aan Jesus en sy woord, deur die sonde te doen en ongehoorsaam te wees aan sy gebooie. Daarom staan ons skuldig voor God as sondaars wat sy oordeel verdien. Maar as ons sondes met ware berou bely en in opregte geloof ons toevlug neem na Jesus Christus, dan kan ons met vreugde die versekering van God ons eie maak. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir al ons sondes. Daarom loof ons God vir sy verlossende genade en liefde, met die sing van Gesang 52, al 3 verse. Aan die kruis het u ons sonde als gedra met geen verweer. Juich, o juich, oor ons verlosser, van ons las is ons bevry. Ons sal aan u redder ere, net uit dank ons lewe wy. Met ons monde bring ons Here aan u hulde in ons lied. Aan die kruis het u die losprys vir ons sonde aange
prys nou ons verlosser, vir ons redding is betaal. Hy het deur sy sterwe, Here, die oorwinning reeds behaal. En 'n koor met 1000 stemme sal ons loflied u besing. U nabye liefde, Here, het in nood ons omring. Sing, o sing oor ons verlosser, prys sy naam ons lewe lank. Ons bly aan u trou, o Here, ons sal u steeds lof en dank. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig nou opnuut ons geloofsvertroue met die sing van Gesang 294, die 4de vers. Uit die woord van God, broers en susters, lees ons vanoggend 2 gedeeltes uit die Ou Testament. Ons lees eers uit die profeet Jesaja, hoofstuk 53, en dan lees ons uit die Psalmboek, Psalm 16, van vers 6 af, tot aan die einde van die Psalm. Jesaja 53, van vers 1 tot 12, en Psalm 16, van vers 6 tot 11. Kom, laat ons eers saam bid om die opening van die woord. Here ons God, ons aanbid U. U is verhewe ver bo ons denke. U woon in ontoeganklike lig, in heerlikheid ver bo alles wat ons kan voorstel. Aan U behoort alle mag in die hemel en op die aarde. U is die skepper en onderhouer en heerser oor al U werke. Voor U mag en heiligheid buig ons laag as skepsels, mensies uit die stof. Maar ons buig ook met blydskap in aanbidding, want U woon by die nederige. U woon ook by ons.
In u liefde het u deur die sterwe van u seun sondaars gereinig van hulle sonde en geheilig as u kinders. So het u self vir u 'n woonplek gereed gemaak in ons harte. Voor u as ons liefdevolle en barmhartige Vader, as ons verlosser en ons trooster, buig ons in diep dankbaarheid. En ons bid dat u ook nou weer u teenwoordigheid vir ons sal laat ervaar. Spreek in ons harte die lewenswoord van u liefde en genade. Sterk ons in die geloof, dat ons met klokhelder stem u kan loof. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Jesaja hoofstuk 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Tot sover uit die profesie van Jesaja. Psalm 16. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, wat dit glo en wat daaruit gaan lewe.
Ons is steeds besig, broers en susters, om aan die hand van 1 Korintiërs 15 die volle betekenis van Jesus se dood en sy opstanding, die blye boodskap van die evangelie, te probeer bedink. In 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4 skryf Paulus, want ek het in die eerste plek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Hiermee, broers en susters, het ons te maak met die sentrale heilsfeite van die evangelie. Daar is natuurlik baie ander dinge, want die evangelie is soos 'n diamant met baie vlakke wat skitter en blink. Jesus sê, dis soos 'n net waarin iemand visse vang, goeies, en hy kan ook slegtes daarin onderskei. Dit is soos 'n skat wat ons ontvang. Maar Paulus staan nie stil by die geboorte van Jesus, of by die wonders van Jesus, of by die lewe van Jesus, staan nie stil by die skepingsverhaal en by al die ander groot dade van God nie. Hy wil alleen maar hierdie 4 feite vasstel as die evangelie soos hy dit verkondig het. Die evangelie waaraan ons hele saligheid hang. Die eerste plek, dis die belangrike dinge, is dat Jesus vir ons sonde gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy op die 3de dag opgewek is, en dat hy aan mense verskyn het. En daarmee word dit duidelik, broers en susters, dat ons geloof nie maar wensdenkerry is nie. Dat ons geloof gegrond is op 2 baie vaste pilare. Dit is gegrond op die onwankelbare rots Jesus Christus. En van hom getuig God se groot dade in die geskiedenis, en van hom getuig die skrifte. Daarom weet ons dat Jesus die Here is. Dat dit in die skrifte betuig word, dit is baie duidelik. Die gedeeltes wat ons gelees het uit die Ou Testament, verwys na die lyde en sterwe van die Here Jesus Christus, maar ook na sy opstanding, want hy is nie aan die dood oorgegee en prysgegee nie. En daarom is ons geloof anders as alle ander godsdienste. Ons geloof rus nie in 'n klompie dinge wat ons moet doen, soos 5 keer op 'n dag bid, of blommetjies offer, of feesdae hou, of sulke dinge nie. Ons geloof rus en word uitgedruk in die persoonlike verhouding met Jesus Christus. Hy wat mens geword en onder ons gewoon het, met hom staan ons in 'n verhouding. En ons kan alleen met iemand of iets in 'n verhouding staan as hy lewend is. Ons kan nie met 'n lijk in 'n verhouding staan nie. Jy kan nie met 'n afgod daar ver in 'n verhouding staan nie. Maar met Jesus Christus wat hier is en lewend is en ons Here is, met hom staan ons in 'n persoonlike geloofsverhouding. En hierdie persoonlike geloofsverhouding, dit word al in die Ou Testament vir ons die hart van die geloof. Reeds in die Ou Testament is dit duidelik dat God nie 'n ver af God is, wat goed gehou moet word deur offers en gawes en dienste, soos in alle ander godsdienste nie. Maar dat God na mense toe gekom het, dat God hom aan mense verbind, dat hy die lewe van mense in sy hande hou,
Hy is die God wat in hierdie wêreld besig is, met hierdie mense. Daarom is hy die God van die geskiedenis. Wanneer ons dus kyk na die geskiedenis van die wêreld, dan sien ons oral die groot dade van God. As skepper, as onderhouer, as die verlosser wat mense roep om uit 'n sondvloed, of uit 'n slawehuis, of uit 'n ballingskap bevry te word. Ons sien God wat die hele geskiedenis beheer, wat selfs mense wat nie in hom glo nie gebruik as instrumente om sy raadsplan uit te voer. Wanneer ons dus oor Jesus Christus praat, broers en susters, praat ons nie oor een of ander verskynsel nie. Ons praat nie oor 'n ver af openbaring nie. Ons praat oor God wat mens geword en onder ons kom woon het, in ons wêreld, in die geskiedenis. En nou is dit 'n belangrike ding om vas te hou. Want die aanslag op die Christendom is altyd een wat hierdie geskiedkundige werklikheid van God se doen en late met mense, die historiese waarheid dat Jesus gekom het, onder verdenking plaas. Dink nou maar, watter geweldige en verwoestende uitwerking dit gehad het, dat daar 'n leer van evolusie so 150 jaar of wat gelede op die wêreld losgebreek het. Wat het die evolusieleer gedoen anders as om te ontken dat God die skepper is, om die groot daad van God in die geskiedenis van die heelal te ontken. As ons nou terugkyk op die geskiedenis van die wêreld, so sê hierdie evolutioniste, dan haal ons God daaruit. Dan het ons hom nie meer nodig nie. En dieselfde gebeur met God se groot dade wanneer hy byvoorbeeld sy volk uit Egipte uitlei. Dan is daar mense wat sê Moses was nooit 'n werklik lewende persoon nie. Dis maar 'n klomp legendes en stories rondom Moses. En so ook met betrekking tot Jesus Christus. Ons weet dit almal in ons tyd hoe heftig die aanslag is op Jesus Christus se geboorte. En wanneer dit nog gesê word dat hy gebore is, dan is dit nie uit 'n maagd nie, dan kan daar niks besonders aan die geboorte wees nie. Jesus Christus se sterwe word ontken. Baie mense sê Jesus het maar net 'n skyndood ondergaan en as hy die skyndood uit opgewek. En ander sê Jesus is nooit begrawe nie. Hy sommer maar van die kruis afgehaal en sy lijk is daar in die Kedronvallei vir die honde gegooi. En dat Jesus opgestaan het uit die dood, dit is tog 'n onmoontlikheid. Dit word in alle tale ontken. Daar word deur moderne Bybelverklaarders gesê, al wat gebeur het, is dat Jesus in die geheue, in die bewustheid, in die siel van sy disippels opgestaan het. En nou het hy 'n nuwe leer gebring. Die oomblik wanneer 'n mens vergeet dat ons hele geloof staan op die pilaar van God se groot dade in die geskiedenis, waarvan die grootste is dat hy sy eie seun gestuur het vir ons, dan maak ons geloof as dit ware swak, en dan kan ons nie meer met krag aan hierdie Jesus vashou nie. Dan word dit 'n skyn. Dan word dit maar iets waarmee ons besig hou sonder werklike krag. Maar nou is die merkwaardige ding, broers en susters, dat hoe ernstig
en hoe geweldig die aanslag ook al is, op die geskiedenis, op God se groot werke in ons skepping, in ons wêreld, in die verloop van die sake in hierdie wêreld. En hoe meer dit ontken word, hoe meer stuit 'n mens voor die historiese feitelikhede. Selfs wetenskaplikes aanvaar nie meer die evolusieteorie wat sê dat daar geen God is wat hier ingegryp het nie. Daar is net eenvoudig te veel ondenkbare spronge wat jy moet maak. Iemand het by geleentheid gesê, as jy in die evolusie wil glo, moet jy werklik met 'n blinde geloof vashou aan iets wat jy wens dalk so sou wees. Want dit is net uit die werklikheid van wat ons sien en beleef en navors en ervaar, ondenkbaar dat ons uit 'n oersop of 'n klip sou ontwikkel het. Net so is die dinge wat daar gesê word oor die uittog uit Egipte, met elke volgende opgrawing, met elke volgende oerteks wat ontdek word, meer duidelik en duidelik dat hier 'n besondere ingrype van God in die geskiedenis was. Dat God self hier in 'n wêreld waar dit heeltemal onbekend was, 'n volk gebring het met sy wortels in Egipte en hulle gevestig het in dit wat ons nou maar kan noem Palestina. Dat daardie gebeure plaasgevind is onteenseglik. Jy kan nie daarby verbykom nie. En veel meer so, met die wees en werk van Jesus Christus. Dis 'n merkwaardige ding, broers en susters, dat ons meer dokumente het, meer getuienis het, wat van Jesus Christus se geboorte en lewe, sy kruisiging en sy dood en sy opstanding praat, as van die meeste, 'n mens kan amper sê enige historiese figuur uit sy tyd. Daar is meer getuienis oor wie Jesus was en wat hy gedoen het, as wat daar bestaan rondom 'n figuur soos Alexander die Grote, of om 'n persoonlikheid soos die van Kores, die pers. Selfs meer as wat ons histories weet van iemand soos Julius Caesar. Jesus Christus se lewe en werk is histories vas. En hoe meer jy daarmee dit probeer ontken, hoe meer loop jy jou vas in die harde werklikheid van die getuienis en die dokumente wat daar is, en van die verslae oor wie Jesus was en wat hy gedoen het. En om dit te betwyfel, is om eenvoudig baie slegte geskiedenis of geskiedskrywing te gaan probeer bedryf. Dat Jesus werklik dood was, daaroor hoef 'n mens geen oomblik te twyfel nie. Daar is geen manier hoe iemand wat deur die nag gemartel is, wat so geslaan is en verniel is, dat hy selfs nie die dwarsbalk van die kruis kon dra, op die hele lydensweg tot by die Golgotha, dit sou oorleef wanneer hy daar aan die kruis gehang het vir 'n volgende uur of 6 of dalk 9 nie. En nog minder sou so iemand dit oorleef wanneer 'n soldaat met sy spies en al die vuil wat aan daardie lem kleef, hom deur die lewer steek tot in die hart. Dis nie 'n spiesie nie. Die ding se lem is 100 mm breed.
wie so 'n wond opdoen, selfs met ons moderne geneeskunde, as jy hom hier deur die lewer gesteek het tot in die hart, is feitelik onredbaar. En daarom is daar geen twyfel dat Jesus dood is nie. Daar is geen twyfels dat Jesus in 'n graf begrawe is nie. Mense wat sê dat sy lijk vir die honde gegooi is, moet daarmee sê dat al die ander getuies wat sê dat hulle die lijk van die kruis afgehaal het, dat hulle hom gaan begrawe het, dat hulle die gewone ritueel van 'n begrafnis by die Jode gevolg het, dat al daardie mense leenaars is. Maar die getuienis is baie sterk. Dit is wat gebeur het. En oor die opstanding van die Here Jesus uit die dood sal ons volgende Sondag meer sê. Oor die historiese werklikheid en die onbreekbare betroubaarheid van die getuienis oor sy opstanding. So ons kan seker wees, broers en susters, histories seker wees, Jesus het geleef. En Jesus het gesterf. En Jesus het opgestaan uit die dood. Jesus is een van die sy koms is die grootste daad van God in ons geskiedenis. En dit staan vas. Maar dis die een pilaar waarop ons staan. En die pilaar is nie voldoende om te sê, dis die pilaar van ons geloof nie. Ons het al voorheen gesê, geloof bestaan ten minste uit 3 elemente. Geloof bestaan daaruit dat ons kennis neem van iets, dat ons instem dat dit so is, en dat ons dit dan vertrou. Nou neem ons kennis van die dinge wat gebeur het, histories, en ons stem in, dit moet so wees, want die dokumente staan vas, maar dat dit nou geloof werk, dit sê nog nie, dat dit so moet wees nie. Want waar kom die geloof vandaan? En dis die tweede pilaar waarop ons geloof staan. Ons kan seker wees dat Jesus gesterf het. Maar ons weet net dat hy vir ons sondes gesterf het uit die skrifte. Ons kan seker wees dat Jesus begrawe is, maar dat hy opgestaan het uit die dood. Dit weet ons net vanuit die skrif. Hoe weet ons dat Jesus vir ons sondes gesterf het? Ons weet dit omdat God dit vir ons gesê het deur die profete. En geen profesie is 'n saak van eie uitlegging nie. Want hierdie profete het geskryf deur die Gees van God gedryf, en ons word deur dieselfde Gees gedryf om dit reg uit te lê. Wanneer ons dus die skrif lees, en ons lees hier in Jesaja 53 van die knegt van die Here, wat homself gee vir die volk van God, dan oortuig die Heilige Gees ons, hier word gepraat oor Jesus Christus. En dis hier die Christus wat vir ons gesterf het. En oor al die ander bladsye van die skrif waar daar van Jesus Christus getuig word, word dit bevestig. Maar dis nie die skrif wat ons vir ons sonde gesterf het. Dis die Heilige Gees wat ons oortuig dat dit wat God beloof het,
Op daardie twee pilare staan ons geloof. En nou sê Paulus vir die Korintiërs, dit het ek aan julle oorgelewer. En dis 'n merkwaardige woord, broers en susters, dat ek hierdie evangelie aan julle oorgelewer het. Paulus praat ook op 'n ander plek daaroor. En wat Paulus daarmee bedoel, is dat dit nie tradisie in die gewone sin van die woord is, ek het dit by Petrus gehoor, en nou sê ek dit vir julle, en so word dit aangegee nie. Paulus in die Korintiërs skrywe in hoofstuk 11, oor die nagmaal, dan sê hy vir hulle, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Nie by Petrus of enigiemand anders nie, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. En hy skryf vir die Galasiërs, nadat hy tot bekering gekom het op die pad na Damaskus, het hy nie dadelik na Jerusalem toe gegaan om by Petrus en Jakobus en die ander apostels te gaan hoor of hy nou die evangelie reg verstaan nie. Inteendeel, hy het hom teruggetrek, hy het na Arabië toe gegaan, hy het in die woestyn ingegaan. En daarna het hy teruggekom na Damaskus, en toe eers het hy met die apostels gaan praat. Want die evangelie wat Paulus verkondig, en die evangelie wat Petrus verkondig, en die evangelie wat die apostels as fundament van ons geloof daar neerlê, kom nie uit hulle self nie. Dis Jesus Christus wat dit in hulle harte gelê het. Net soos wat Jesus Christus deur die Heilige Gees die evangelie in ons harte lê. En dit is waaruit ons lewe, broers en susters. Ons lewe uit die wonder van hierdie evangelie, dat God van die begin af met ons doenig is. Met Adam en Eva, met Noag, met Abraham, met die rigters en Dawid en die profete, dat hy doenig was in die dae toe die Romeine die Jode onderdruk het, dat hy doenig was dwars deur die tyd wat hierdie woord verkondig is oor die wêreld, dat hy besig is met u en my vandag. God trek ons in die verbintenis met hom. Hy wil ons in 'n persoonlike verhouding met hom betrokke maak. Sodat ons saam met Jesus Christus sal sterwe. Dat ons die sonde saam met hom sal afsterwe. Dat Jesus nie maar net daar aan 'n kruis hang en ons sê, ja, ons weet dit het gebeur nie. Maar dat ons dit sal vertrou. Jesus wat daar aan die kruis hang daar vir my sonde. Dis wat God vir my leer in die skrif, en dis hoe hy hom aan my vasmaak. Hy maak hom aan my vas deur sy eie seun aan 'n kruis te laat hang, sodat ek nie daar hoef te hang nie. Hy maak hom aan my vas, sodat ek weer in die paradys kan ingaan, want my sonde is dood. En daarom is Jesus se opstanding vir ons so belangrik. Saam met Jesus is ons begrawe. Ons het saam met hom die doderyk ingegaan. Maar daarmee is die volle straf van God uitgedien. Daar is niks meer wat vir die gelowige oorbly van straf en dood en ewige verdoemenis nie. Ons was daar saam met Jesus. En nou het ons saam met hom opgestaan in 'n heerlike nuwe lewe. Dis die kern van die evangelie. Dis die hart van die evangelie wat God ons laat glo. En dit staan vas. Dit staan vir ons vas. Enerzijds omdat ons weet
Dis nie fabels nie, dis nie stories nie. Dis die werklikheid van God se dade in die geskiedenis. Hy het dit gedoen. En dit staan vas omdat die skrif sê, hy het dit vir my gedoen. En die Heilige Gees my oortuig. Inderdaad, dit is vir my. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u Here vir u goedheid, vir u liefde, vir u getrouheid. Ons dank u vir die groot dade in die geskiedenis waardeur u keer op keer u weer aan mense en mense se lotgevalle verbind. Ons dank u dat u ook aan ons verbind, deur doop, deur nagmaal, deur u woord wat verkondig word, deur u Heilige Gees wat die geloof in ons werk, sodat u in ons harte kan troon as die ewige koning. Ons bid dat ons in hierdie geloof sal volhard, ten spyte van al die aanslae van die wêreld en van die bose en van die magte van die hel, totdat ons eenmaal ingaan in u ewige heerlikheid. Ons dra aan u op almal wat ons voorbereiding nodig het. Ons bid Here dat u hand oor hulle sal hou. Nie alleen hulle wat siek is of hulle wat oud is en swak is nie, maar almal wat op een of ander manier die troos van die evangelie mis. Maak ook van ons instrumente, Here, om die wonder daarvan te verkondig dat u vir ons 'n God is en dat ons u kinders is. Ons kom voor u met belydenis van ons sonde. Ons bid, Here, vergewe ons. Leer ons om hoe langer hoe meer in heiligheid en dankbaarheid gehoorsaam aan u te lewe. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 126, die eerste en die 4de vers. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen.